Goeiemôre gemeente, en ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Ons roep nou die Here aan met die woorde van Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan antwoord ons Here ons. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en Christus Jesus, onze Here. Amen. Kom ons antwoord ons Here op sy seën deur vir hom te sing vanuit Skrifberuiming 45. En sluit aan by waarna ons gaan kyk vanoggend in die prediking in die skrif, is die volgende bedeling. Dit wat die Here vir ons beloof en behou en bewaar. Skrifberuiming 45, en daarvan saam sing ons vers 1, 8 en 12. Heel hartig en ook saam met die kerk, dwars deur die eeue, bely ons nou ons geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling.
Amen. Waar ons vanoggend voor ons Here wandel, met hom wandel, hom aanbid, antwoord hy ons dan weer met sy wet. Week na week, keer op keer, hoor ons die wet van die Here, want ons moet. Nie net om herinner te word hoe sy weë lyk, hoe ons hom liefhet en hoe ons hom volg nie, maar ons moet herinner word hoe nodig ons sy genade het. Moet herinner word dat ons leeg is voor hom en alles by hom moet ontvang. Is niks wat dit vir ons wys soos die wet van ons Here nie. Ons luister dan saam na ons Here se wet van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Om ons antwoord ons Here in nederigheid, in ootmoed, hier saam vir hom te sing uit Psalm 38, waar ons juis bely dit wat die Here ons wil wys, waar ons sonde bely, ons nood vir sy vergifnis en genade bely. Psalm 38, daarvan vers 1 en 17.
genade van Christus is die Vader nie ver van ons gebed nie. En hy antwoord ons dus met sy genade. So kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U dat op ons hulp geroep, in ons nood en nood wat ons het weens ons sonde teen U, U ons antwoord. U oor draai en open na ons gebed, en dat U ons uitred deur ons Here Jesus Christus. Ons prys U vir die genade, die vryheid, die guns in Hom en net in Hom. In hierdie deurmekaar wêreld waar ons gedurig geweld en onreg en oorlog en tragedie sien en dit hoor en dit ervaar, dank ons U dat ons dan U as rotsberg, as herberg het. U regeer die kleed van heerlikheid wat U omstraal is, enkel majesteit. Die mens werp die lot, maar die uitkoms is van U. Die koning se hart is strome water in U magtige hand en U stuur dit waar U wil. So ons loof en prys U dan vir U heerskappy. Laat die see met sy golwe slaan, laat die waters opbrys, laat die nasies planne maak en teen ons beraam. Ons is veilig, dat ons behoort aan U. Met hierdie sekerheid wat ons U nader. Ons weet in onsself is ons uiters onwaardig. Ons bely ons sondes heelhartig teenoor U, ons vlug nie weg nie. U weet wat ons gedoen het, en ons weet wat ons gedoen het is verkeerd in U oë. Ons prys U vir Christus en die reiniging wat ons dan in Hom het. O heilig ons in U waarheid. U woord is die waarheid. Maak nou ons harte oop en sag, spreek tot ons diep binne waar net U kan. Maak ons dag vir dag nuut deur die krag van U woord en in die besonder vanoggend. Mag ons luister, mag ons glo en mag ons volg. Verhoor ons dan Vader om U geliefde Seun se naam ontwil. Amen. Voordat ons saam luister na die woord van ons Here, ons sing vanuit Psalm 119, en wanneer ons hier sing, dan sing ons juis van die kosbaarheid van sy woord vir ons. En wat ons dan doen, nie net getuig ons teenoor die Here hoe kosbaar sy woord en dit wat hy vir ons wys en openbaar vir ons is nie, ons berei ook ons harte voor. Ons spreek vir ons harte, oorweeg die kosbaarheid van die woord, die krag van die woord. Vir juis wanneer ons na dit gaan luister. Vers 36, Psalm 119, dan sing ons, nimmer, nêrens het my oë op die wêreld iets aanskou wat bestendig voort kan duur nie, en sy wese kan behou. Wat volmaak skyn, het 'n einde. Moed met al wat is versluit. Net U wet in duur oneindig is volmaak en eindloos wyd. Psalm 119, dan sing ons verse 20 en 36.
vanoggend verder met ons reeks vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. Dis hier so in die middel van hoofstuk 4. Bring ons voor 'n vraag om te oorweeg, is die einde naby? Die dag van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy, die koning van die konings, weer kom om hierdie bedeling af te sluit. Is dit naby? Verwag jy dit? Is dit 'n werklikheid in jou lewe? Iets wat opkom in jou gedagte? En indien dit wel naby is, dien jy dit in die skrif so verstaan? Watter effek het dit op jou lewe? Wat doen dit aan jou? Hoe behoort dit jou te beïnvloed in die gebruik van jou verstand? In jou verhouding met anders? In die gebruik van jou gawes? Wat behoort dit te doen? Hoe behoort jou verhoudinge met medegelowiges en die gemeente beïnvloed te word deur die feit dat dit naby is? Ander manier om dieselfde ding by dit uit te kom is om te vra, dien jy weet, Christus kom volgende week. Jy weet nie wanneer nie, die dag of die uur nie, maar jy weet volgende week kom hy weer. Wat sou verander in jou lewe? Wat sou verander in jou verhoudings? Wat sou verander in ons gemeente? Hoe sou jou lewe anders lyk indien jy nie net gewag het vir Christus om te kom nie, maar hom werklik verwag het, omdat jy weet hy kom binnekort. Dis die saak wat Petrus vanoggend hier in ons teks hanteer. In hoofstuk 4 vers 1 tot 6, waarna ons die vorige keer gekyk het ons gehoor dat die gelowige in die tyd wat hy oor het hier op aarde nie meer moet lewe volgens sy vleeslike begeertes nie. Dit beteken hy moenie meer volgens dit wat hy voel en dit wat opkom by hom net optree nie. Hoe hy optree moet bepaal word deur die woord en die wil van die Here. En as die gelowige dit doen, sal die wêreld dit sien, dit vreemd vind en hulle sal laster. Hulle sal die gelowige laster en hulle sal sy Here laster. Maar dit sal nie aanhou vir ewig nie, want Christus kom, sê Petrus. Hy kom terug, hy staan gereed. Jy kan sien as 'n krygsman wat homself omgord het met sy wapens, wat by die poort staan gereed om uit te gaan. Hy staan gereed om te kom oordeel oor die lewendes en die dooies. En dan kom die vraag op, wat moet hierdie feit aan my doen? Hierdie beeld wat Christus my gee, van hy wat gereed staan om terug te kom as koning. Wat moet dit doen aan my? En in my lewe, en in my verhouding, en in my gemeente? Wat moet verander? Hoe moet dit raak? En dan kry ons die woorde van ons teks vanoggend in 1 Petrus 4, vers 7 tot 11. So, as jy jou Bybel hier het, maak hom saam met my oop, 1 Petrus 4, 7 tot 11, en hou hom ook hier oop, soos wat ons deur die teks gaan werk. 1 Petrus 4, vanaf vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar, sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Tot sover. Let weer saam met my hier op vers 7. Die einde van alle dinge is naby. So is die einde naby? Leef ons in die eindtyd? Kan ek dit verwag? Moet ek dit verwag? Moet ek verwag dat Christus enige dag kan kom?
dat alles kan eindig. Met 'n antwoord moet ons kyk wat die Nuwe Testament doen. Die Here skets vir ons hierdie beeld van 2 bedelinge. 2 eeue praat die skrif ook van. Die eerste bedeling het begin met die skepping en sondeval in Genesis. En in hierdie bedeling gaan dinge normaal aan. Ons eet, ons drink, ons swoeg, ons sweet, ons trou, ons gee uit in die huwelik, ons kry kinders, ons lewe en ons sterf. Dis elke mens se lot. Die tweede bedeling lê voor. Dit sal kom, en dit sal kom wanneer die koning van die eeue kom, wanneer hy terugkom om hierdie bedeling af te sluit, en dit sal vir ewig dan voortduur. Koning sal ewig finaal sy heerskappy en sy oordeel bevestig. Vir die gelowige is daar die nuwe bedeling, daar die tweede bedeling, daar die ewige bedeling, daar waar God alles nuut maak, waar hy alles heel maak, vol maak, daar sal geen sonde, seer, dood wees nie, maar volheid van vreugde voor sy aangesig, lieflikhede in sy regterhand vir ewig. Vir die ongelowige wat die koning verwerp, sal hy gee wat hulle wil hê, 'n ewigheid sonder hom, waar hulle vergeld word vir hulle dade. Nou van hierdie bedeling, hierdie tweede bedeling, die een wat kom, praat die skrif met die uitdrukking die koninkryk van God. Daar die tweede eeu, die volgende, die toekomstige eeu. En ons is tans nie heeltemal daar nie, waar ons tans is in hierdie eerste bedeling, waar alles net aangaan. Saam met die gelowiges van Genesis af wag ons vir hierdie tweede bedeling, hierdie tweede eeu, die koninkryk van God om te kom. En dan sien ons, duisende jare wag ons nou al vir hierdie volgende bedeling. Maar 2000 jaar terug gebeur iets opmerklik. Die koning, die ewige koning, ons Here Jesus Christus, kom aarde toe. Kom in die skepping, kom in hierdie bedeling in. En saam met hom kom die koninkryk van God, daardie toekomstige bedeling. Want waar die koning is, daar's die koninkryk. So die koninkryk van God kom toe saam met Christus, maar dit sluit nog nie hierdie bedeling af nie. Ons is nog in hierdie bedeling. Dis die geheimenis, of die misterie van die evangelie, soos wat die skrif dit noem. Hierdie koning het opgevaar, maar wanneer hy weer terugkom, by sy wederkoms, dan sal hy hierdie bedeling, hierdie eeu waarin ons nou is, finaal afsluit, en sy koninkryk ten volle bring. So hierdie tyd waarin ons nou lewe tussen Jesus se eerste en sy tweede koms, dit is waarvan gepraat word as die laaste dae. So dis dan die vraag, is ons in die laaste dae? Ja, ons is. Ons is in hierdie eerste bedeling. Maar wat 2000 jaar terug die koninkryk oorgespoel het, en nou is ons in daai laaste tydjie, voor die koninkryk finaal gaan kom. Die laaste dae. Die einde van alle dinge is inderdaad naby. Sy wederkoms kan inderdaad enige tyd plaasvind. Kan voor die einde van hierdie diens plaasvind. By baie van julle kom die gedagte dalk nou op. Goed, ek sien hierdie is die laaste dae en ek sien hoekom. Maar is die einde werklik naby? Petrus skryf hierdie woorde 2000 jaar terug. Vir 2000 jaar nou al dink die mense die tyd is naby, die tyd is naby, die tyd is naby. Niks gebeur nie, dit kom nie. Die koning het nog nie teruggekom nie. Het daar nie al te veel tyd verloop om te sê die tyd is nog naby nie? En dis 'n goeie vraag, want ons Here antwoord dit. In die tweede brief van hierdie selfde apostel Petrus, hoofstuk 3 vers 3, van daaraf skryf Petrus, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin van die skepping af. En in vers 8,
Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. In werklikheid, voor God. Hoeveel tyd is verby vandat Petrus hierdie woorde geskryf het? 2 dae. Net 2 dae. Al wag die Here met sy koms vir nog 7000 jaar, is dit maar net 'n week. Die einde is inderdaad naby. Die Here kan enige tyd kom in hierdie laaste dae. Goed. So ons staar hierdie feit heerlik in die aangesig. In die laaste dae Christus kan enige tyd kom. En nou vra ons die vraag vanuit Petrus, want hy skryf daaroor, wat moet dit doen aan my lewe? Hoe verander dit my? Wat moet dit aan my doen? Die koms van hierdie koning om die bedeling af te sluit. En daar's 4 maniere wat Petrus in hierdie teks vir ons uitlig, hoe hierdie feit van die koning se koms wat naby is, hoe dit ons verander, wat dit aan ons doen. Nommer 1, die wete dat die einde van alle dinge naby is, beïnvloed hoe jy jou verstand gebruik. So opmerklik in vandag se tyd met hoe die tegnologie ontwikkel. Selfs wanneer jy met die tegnologie op so 'n manier werk, dat jy nie moreel korrupte dinge heeltyd inneem nie, jy neem heel moreel goed of neutrale dinge in. Een ding wat jy nogal agterkom, is dat die wêreld en die ontwikkeling is besig om te stoot en besig om hard te werk om jou verstand vas te vang. Jou tyd. Dit wat jy met jou verstand doen, waaroor jy dink, wat jy insit, waarmee jy dit vul. Die duiwel val dit aan. Kyk vers 7, wees dan nugter, of ingetoe en nugter. Dis jou verstand wat jy moet gebruik. Dis jou verstand wat jy moet inspann. Om ingetoe te wees, daai woord verwys na selfbeheersing. Dis om nie toe te laat dat net enige ding in jou kop inkom nie. Jou tyd, jou energie, jou kapasiteit te gee aan allerlei dinge nie. Paulus beskryf hierdie in 2 Korintiërs 10 waar hy sê dat hy elke gedagte gevange neem en tot gehoorsaamheid aan Christus bring hy dit. En nugter, om nugter te wees beteken dat jy die werklikheid sien vir wat dit is. Dat jy nie dinge inneem wat jou eintlik net verdoof en jou aandag aftrek van die belangrike dinge wat die Here vir jou sê nie. Dat jy nie jouself en jou denke verdoof met drank en dwelms en media en ander middele wat maak dat jy ophou dink nie. Want dis tipies van vandag se tyd, ons het opgehou dink. So hoe belangrik is dit vir jou as Christen om jou verstand ten volle in te span en te gebruik, wanneer dit by die dinge van die Here kom, die woord van die Here, om die werklikheid van die einde van alle dinge en wat God daaroor sê, met die volheid van jou verstand te oorweeg. Hoe belangrik is dit? Indien jy dit nie doen nie, gaan jy nie op die wederkoms hoop nie. En jy gaan nie biddend daarna verlang nie. Jy gaan dit vrees. Seker een van die algemeenste dinge wat mens kry wanneer dit by die wederkoms kom. Daar word nie gehoop en biddend verlang na Christus om weer te kom en alles te eindig en die volgende bedeling te bring nie. Daar word gevrees. Jy weet dat jy die wederkoms nie moet vrees nie. Jy weet dit hoort nie so nie. Jy wil daarop hoop en bidend daarvoor wag, maar jy doen nie. Jy's bang. Die gedagte van Christus wat kom maak jou bang. Dis elke keer wanneer die gedagte van die Here se koms by jou opkom, word jy bang, voel jy sleg en jy probeer so gou as moontlik net nie langer daaroor dink nie. En dit is die teendeel van wat jy moet doen. Kyk wat sê
Petrus net vroeër in sy brief, waar hy ook weer hierdie gedagtes van nugter en Christus se wederkoms saambind. Net vroeër in hoofstuk 1, vanaf vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. So sien jy dit? Jou vrees vir sy wederkoms gaan op geen ander manier verander word na 'n biddende hoop en 'n biddende verlange as jy wat jou verstand gebruik en inspann om daaraan te dink, dit te oorweeg, die beloftes wat die Here daaroor gee te oorweeg. Wanneer die gedagte van die wederkoms by jou opkom en jy raak angstig, bang, want dis die onbekende. Jy weet nie wat gaan gebeur heeltemal nie. Hoe span jou gedagtes in tot wat hy in sy woord sê. Hoe hy kom as koning, heerlik, magtig om te oordeel en sy vyande te verslaan, maar om jou huis toe te bring. Hoe hy jou sal verheerlik saam met hom, sal veilig maak, want jy's in Christus. As jy jou gedagtes span op dit, rig op dit, kyk daarna, luister daarna, raak die vrees vir daardie dag minder. Wees ingetoe en nugter, vermy die dinge wat jy weet jou gedagtes wegtrek van Christus af. Span jou verstand ten volle in op hoop, op hom en die genade by sy koms, en jy sal hoop, jy sal bid. Nommer 2, die wete dat die einde van alle dinge naby is, beïnvloed hoe jy jou broers en jou susters in die geloof liefhet. Vers 8, maar bo alles, moet julle mekaar vurig liefhet. Want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Ons weet wat 'n groot en dringende opdrag dit is dat ons mekaar moet lief hê. Geen nugtere gelowige persoon kon al ooit die skrif lees sonder om heeltyd hierdie opdrag te sien. Hê mekaar lief. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Ons ken hierdie opdrag. Maar oorweeg, wat is dit wat maak dat ons mekaar ophou lief het? In ons geloofsgemeenskap, ons broers en susters, of wat maak dat ons sukkel om mekaar vurig lief te hê? Wat is dit? Dis sonde. Wanneer 'n broer of 'n suster teen jou sondig, kan dit vir jou baie moeilik voel om hulle lief te hê. Om daardie verhouding van vurige liefde met hulle aan te hou, om in dit te lewe. Is dit nie waar al die onmin vandaan kom nie? Jy voel hierdie persoon of daardie groep het oortree teenoor jou, jy nie reg hanteer nie, gesondig teenoor jou. En dan is dit nie net moeilik om daardie persoon lief te hê nie. Dit voel reg om 'n afkeer van hulle te hê, as hulle dan so teen my gaan optree. Maar let op die beskrywing van die liefde wat Paulus vir ons in 1 Korintiërs 13 gee. Net enkele vers, noem vers 4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Vers 5. Die liefde word nie verbitter nie. Dit reken die kwaad nie toe nie. Vers 7. Dit bedek alles. Verdra alles. Dis dit nie presies wat ons hier in Petrus vind nie. Hoe hy sê ons mekaar moet lief hê, wat hy sê die liefde doen in ons verhouding met mekaar. Dit bedek. Dit bedek 'n menigte sondes. Die sondes in jou verhouding met 'n broer of 'n suster in die geloof, of broers en susters in die geloof. Daardie sonde wat hulle teenoor jou doen, kom soos 'n vuil, skerp, verrottende ding tussen julle, in julle verhouding. Net wil julle uit mekaar uitdryf, dis die doel van daardie sonde. Wat doen die liefde? Hoe moet ons mekaar lief hê? So met 'n kosbare skoon kombers te kom
en die sonde wat teen my gedoen is deur 'n broer of 'n suster wat ons uitmekaar wil dryf om daai kombers te kom en dit oor dit te gooi. Dat daai sonde sy krag, sy aanstoot, sy wegstoot verloor. Liefde wat Christus roep tot in sy gemeente, maak dit vir ons moontlik om kosbare, intieme, persoonlike, nabye broer en susters verhouding te hê ten spyte van die sonde en die onreg wat 'n ander teenoor my doen. Christus maak dit vir jou moontlik. Hy het met sy bloed daardie sonde wat 'n broer of 'n suster teen jou gepleeg het, weggewas. In sy oë voor hom bestaan dit nie meer nie. Dit is geplaas op Christus en Christus het gesterf daarvoor. Hy is gestraf daarvoor. Die Here hou daardie sonde wat in die eerste plek teen hom gedoen is, nie teen jou nie, nie teen jou broer of suster nie. Maar hy bedek dit met die bloed van die lam. Sal jy dan in jou verhouding met 'n broer of suster daardie verhouding laat skade ly en jou vinger op die sonde plaas en dit uitwys, terwyl Christus dit bedek het, is jy meer regverdig as hy. Die einde van alle dinge is naby. Hê mekaar vurig lief. Bedek mekaar se sonde, soos dit reeds in Christus bedek is. Nommer 3. Die wete dat die einde van alle dinge naby is, maak jou los van jou selfsugtige neiging tot jou eie gemak en gerief. In vers 9, wees gasvry jeens mekaar, sonder om te murmureer. Van nature is ons so gefokus op onsself en hierdie wêreld, dat ons geneig is om selfsugtig te wees. Kan het maar net sowel herken. Ons is geneig om net probeer omsien na ons gerief en ons gemak. En ons sal bietjie van dit opoffer vir ander, maar net waar dit ons pas. So ver soos wat dit ons pas. Maar wat gebeur wanneer jy jou verstand inspan op God se woord? Nugter is oor hoe naby die einde is. En wanneer jy jou broers en susters vurig liefhet, wat gebeur dan? Jy besef hierdie lewe en jou gemak en jou gerief is nie die doel nie, dis nie die einde nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die doel is op pad, op die punt om te verskyn. En dis die koninkryk wat in volle kom. En jou gerief en jou gemak sal niks tot die einde bydra nie. Die verhouding met jou broers en susters, dit sal vir ewig bestaan. Dis oneindig meer kosbaar en waardevol as die bietjie gerief en gemak wat jy dalk moet opoffer soms vir 'n broer of 'n suster om gasvry te kan wees. Wanneer jy dit sien, dan word jy gasvry, sonder om te murmureer en te kla. Dit is so besonder om te sien hoe die Here ons ken. Want ons sal sê, goed, Here, ek sal gasvry wees, want U sê so. En dan doen ons dit. Maar hy voete is nog nie by die deur uit nie, dan is ons al besig om te mor en te kla en uit te wys hoe die broer of die suster hierdie en daardie verkeerd gedoen het. En daarom sê die Here, sonder om te kla, is jou huis oop vir ander, broer en suster. Die einde van alle dinge is naby, baie naby. Wat's vir jou belangriker? Om mekaar lief te hê en die verhoudinge te koester deur iets so naby soos jou eie huis en persoonlike lewe te deel met jou gelowige broers en susters? Of is dit jou gerief en jou gemak wat belangriker is? Nommer 4, en is laastens, die wete dat die einde van alle dinge naby is, maak jou 'n goeie bestuurder van die genade van God. Ek sal my vers 10
Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Let op 'n paar dinge in hierdie vers. Elke een het 'n genadegawe. Elkeen. Wanneer ons dink aan gawes wat die Here gee tot diensbaarheid, dan is ons geneig om te hardloop na van die gawes wat uitgelig word, die ampte. Ons is geneig om te gaan na dinge wat ons baie duidelik kan sien gebeur in die kerk, en sê hierdie is gawes. En dan baie maklik geneig om te sê, ek het nie gawes nie. Daar's nie veel wat ek kan doen om my broers en susters te dien nie. Maar hoor wat sê ons Here, na mate elke een 'n genadegawe ontvang het. Elke gelowige het as 'n lid van Christus se liggaam persoonlike, unieke vermoëns en kapasiteit wat God vir jou gegee het om ander mee te dien. En dit is so duidelik staan dit hier, maar ons sien dit so maklik mis. Dis 'n gawe wat ons ontvang het. Dis nie ons nie. Ons vermoëns, dit kan iets net wees soos ek kan stoele ronddra. Iets wees soos ek kan met hierdie persoon gaan gesels. Iets net wees soos ek sien daar seer en hartseer, ek gaan 'n oproep gee, ek gaan bel en ek gaan vertroos. Dis gawes. Jou vermoëns en jou kapasiteit wat jy het, dit word gawes wanneer dit in onderdanigheid aan Christus gebring word en gerig word tot diensbaarheid van sy gemeente. Van die broers en susters in die Here. Nou let dan op, ons is bestuurders wat aangestel is oor die genadegawes wat aan ons gegee is. Die beeld wat Petrus hier gebruik is van 'n meester met 'n huis, en in sy huis het hy baie wat aan hom behoort, baie lede, en hy moet vir hulle sorg, maar hy besluit om nie self te sorg vir hulle nie, want hy werk die meester, of die meester is besig, so wat die meester aan doen, is hy kry 'n bestuurder vir sy huis, en hy voorsien daardie bestuurder van alles wat hy nodig het, om die lede van sy huis te versorg, te dien, aan die gang te hou. Dan sê Petrus hier, ons Here Jesus Christus, ons meester, het vir elke een in sy gemeentes, in sy liggaam, die nodige gawes gegee, so vir jou. Hy het vir jou die nodige gawes gegee, en jou as bestuurder aangestel, oor die gawes wat hy in jou geplaas het. Om te sê, bestuur dit, dien mekaar. En dan deur Petrus sê ons Here, wees goeie bestuurders. Daardie gawes en vermoëns behoort nie aan jou nie. Die meester is naby. Hy is op pad, hy is op die punt om te kom. Hy kan enige dag opdaag, gaan hy jou aan die slaap vind. En jy moet versigtig wees. Dit gaan nie hier oor diensbaarheid aan die kerk nie. Dit gaan hier oor diensbaarheid aan jou broer en jou suster in die geloof. Persoon wat langs jou sit. Gaan hy jou aan die slaap vind, of werksaam en dienend? Gaan hy vir jou sê, mooi so goeie en getroue dienskneg, of gaan hy jou 'n lui en slegte bestuurder vind? Ons kan baie maklik baie verskonings hier opmaak oor hoekom ons nie mekaar wil lief hê op hierdie manier en dien nie. Ek het dit baie gedoen in die verlede, is nou iemand anders se beurt. Iemand anders het ook hierdie selfde gawe as ek. Ek hoef dit nie te doen nie, daardie persoon sal die gawe gebruik in die gemeente. Ons Here gaan nie by sy verskyning jou vra oor hoe die ander hulle gawes bestuur het nie. Net jou eie. Is ek 'n goeie bestuurder van die genadegawe wat God my gegee het? Of nie?
Dit is belangrik om te sien in hierdie teks, dit gaan nie net daaroor om mekaar te dien met hierdie gawes, maar ook hoe ons dit doen. We gesien met gasvryheid. Het gaan nie net oor dat jy dit doen nie, maar hoe? Sonder om te murmureer. En hier kry ons dan, vers 11, as iemand spreek, so as iemand die gawe het van spraak, ons nou sal kyk, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus. So hy wie se gawes met spraak te doen het, prediking, Bybelstudie, gebed, onderrig in die huise en katekisasie, vermaning, vertroosting, bemoediging. Laat die bron van jou spraak niks anders wees as die woord van God nie. Dis al wat jy het. Wanneer jy spreek en omdat die Here jou die gawe gegee het om kennis te hê en om vaardig te kan praat en te kan bemoedig, laat dit wees soos die woorde van God. Dis jou bron vir jou gawe wat jy gebruik. Drink sy woord in. Neem die troos, bemoediging en vermaning en onderrig wat jy gaan spreek self in en gebruik dan jou gawes en deel dit uit. Hulle wie se gawe met diensbaarheid te doen het, se reëlings, handewerk, admin, vervoer, beplanning, wat ook al dit mag wees, laat die bron van jou arbeid wees die krag wat God verleen. Nou hoe doen mens dit? In jou hart, in jou gedagte sê jy, ek gaan hierdie doen, want die Here gee my die gawe om hierdie te doen, wat ook al dit mag wees, en hy gee my die krag daarvoor, hy gaan my die krag daarvoor gee. En dan doen jy dit, in die geloof, in die vertroue, in die wete, dit is deur die genade en die werking van die Here wat ek hierdie kan doen vir my broers en susters. Kyk na hom vir bemoediging dus, en motivering, nie na die mense se reaksies of erkenning nie. Kyk na hoe jy hom behaag en sy genade bedien en nie na ander se kritiek of goedkeuring nie. God is die bron van jou vermoëns en gawes, hy het dit vir jou gegee. Hy is ook die bron van jou bediening daarmee. Hy maak dat dit kan aanhou. Waarom? Sodat na jy jou lewe lank jou gawes gebruik het om ander te dien en te bedien, jy aan die einde saam met die apostel Paulus kan sê, ek het harder as hulle almal gewerk en tog nie ek nie, maar die genade van God wat by my is, en so hom al die eer en al die dank gee, want op die ou end, en dis die kosbaarste ding wat mens raak sien, wanneer jy jou gawes gebruik en die gelowiges bedien en dien, dan is dit die Here wat besig is om hulle te versorg. Hy doen dit deur jou. En so gaan al die eer en die heerlikheid aan hom. So is die einde naby. Ja. Die Here sê vir ons so, is voor die deur. Ons in die laaste dae, die meester het sy perd gesaal en kan enige dag terugkom. Vraag dan, vorm dit jou lewe? Span jou gedagtes in op hom en sy koms, om daarop te hoop en bidden daarna te verlang. Laat vaar jou aardse eer en gerief, jou selfsug en selfverheffing, en bemin jou broers en jou susters in die geloof. Laat hulle sonde jou nie verstoot van hulle af nie, maar bedek dit. Dit is vir jou moontlik, want Christus het dit reeds bedek. En dien mekaar, met al jou krag, al jou vermoëns, al jou gawes, dit is waarvoor God dit vir jou gegee het, sodat hy sy krag, sy lieflikheid gesien en ervaar en verheerlik mag word. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige, ewige God en hemelse Vader,
Ons prys U vir die genade en geduld wat U met ons het, nog altyd met ons gehad het. Dankie dat ons mag weet dat hierdie wêreld, hierdie eeu en bedeling nie finaal is nie. Dit is tog so stikkend. Alles breek, alles vergaan, ons kry swaar en ons treur. En hoe verlang ons dan na die volgende eeu, die volheid van U koninkryk wat kom. Mag ons oë en harte altyd daarop gerig wees. Wanneer ons harte onseker voel en die onbekende van daardie dag wil vrees, bevestig tog weer U beloftes van die evangelie en ons veiligheid in ons harte. Mag ons saam met die gelowiges dwars deur die eeue verlangend bid en smeek vir die koms van ons koning, ons Here. Help ons in die tyd wat ons nog oor het in hierdie vlees, op hierdie aarde. Mag ons liefde vir mekaar vurig wees, omdat U liefde vir ons so vurig is. En U ken ons hoe ons sukkel. Help ons. Mag ons mekaar vergewe wanneer daar sonde is, juis omdat ons die rykdom van U vergifnis ken. Mag ons mekaar dien en bedien. Ons verlang om die veelvuldige genade wat U aan ons gegee het, ook aan mekaar te bedien. Ons wil mekaar lief hê. Deur die Gees wil U ons dan help. Wys en waarsku ons deur die Gees wanneer ons harte verbitter of afgunstig teenoor mekaar raak. Vermaan ons dan en herstel ons tog weer in vurige liefde vir mekaar. Met die einde van alle dinge wat so naby is, wil ons in die besonder ook bid vir ons geliefdes wat sukkel en swaar kry. Hulle wat onder beproewing ly, ons weet U regeer, selfs oor die swaarste smart van U kinders. En daarom weet U ook beste wat hulle nodig het. Versterk hulle, ons broers en susters wat ly. Ek bid in die besonder vanoggend vir broer Brin en suster Tokkie. Ons weet hulle is veilig in U hand en sal nie 'n druppel dieper of langer ly as wat U in U wysheid weet goed is nie. O, wees hulle dan naby. Versterk hulle harte in hierdie tyd en mag hulle afwagting en hulle hoop op die koninkryk wat kom, hulle tog dra in hierdie tyd. Ons dank U dat U ons bede vir reën verhoor het, soos U nog altyd doen. En ons bring weer hierdie bede, wil U uitkoms gee waar dit baie droog is en hulle ook wat swaar kry onder die droogte vertroos en naby wees. Seën en bewaar ons in die week wat voorlê. Hou ons naby aan U. Bewaar ons dat ons nie van U sal dwaal en vervlak in ons wandeling met U nie. Maar as ons doen, herstel ons weer in ywer en die vreugde van U verlossing. Ons seën en bewaar ook ons gemeente. Prys U vir al die gawes, die seëninge, die genade wat U gee vir ons as gemeente hier. Vanoggend mag ons weer die vreugde hê om nog 2 gawes te sien wat U gevoeg het by ons gemeente, voorgangers. So ons prys U daarvoor. Wil U ons dan bewaar en seën as gemeente dat ons mag groei in kennis, in geloof, in toewyding, in oorgawe aan U. Maar bo alles mag ons U en mekaar vurig lief hê. Verhoor ons dan Vader, om Christus ontwil. Amen. Wanneer ons werklik voor oë hou hierdie kosbare begrip dat die einde is naby, die Here is op pad,
min ding is so kosbaar soos om sy weë te oordink. Dit wat hy leer, wat hom behaag, met hom te wandel, op sy weë te wandel. En dis dan waarvoor ons sing, vers 14 van Psalm 18, Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter, 7 maal. Hy is 'n skild van keermetaal vir almal wat op hom vertrou. Want wie is daar buiten U, o Heer? U is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Psalm 18, vers 1 en 14, en daarna ontvang ons die Here se seën. Vang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.